Ons het nou gekyk na die werk wat God verrig het en ook nog verrig. Ons kyk na die werk van Jesus en ons het gekyk na die werk van die Heilige Gees. Maar kom ons kyk 'n bietjie na mensewerk. Ons weet dat mensewerk inspanning vereis. 2 Korintiërs 11 vers 27 is Paulus die een wat sê, daar was vir my harde werk en swaar kry. So die werk wat hy gedoen het om die evangelie versprei te kry, was harde werk en uit die aard van die saak ook swaar kry. Hy sê in 1 Tessalonisense 5 vers 12, broers, ons vra julle, erken die mense wat so hard onder julle werk en julle in opdrag van die Here lei en teregwys. Die harde werk gaan vandag voort, al word mense dan ook vergoed, en soms goed vergoed. Dit is veronderstel om harde werk te wees. Efesiërs 4 vers 28 sê, as iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. So, ons moet werk om te kan hê, om uit te deel. 1 Korintiërs 3 vers 9, ons is medewerkers in diens van God, en julle is die saailand van God. So, die persoon wat op 'n Sondag, of waar ook al, lering gee, preek, is eintlik besig om die saailand van God te voed. 2 Korintiërs 6 vers 1 sê, as medewerkers van God, doen ons 'n beroep op julle om te sorg dat julle die genade van God nie te vergeefs ontvang het nie. En in 2 Timoteus 2 vers 15 sê Paulus vir hierdie jong pastoor, let jou daarop toe om jou tot beskikking van God te stel as 'n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra, 'n arbeider wat hom vir sy werk nie hoef te skaam nie, wat die woord van die Here suiwer verkondig. Ek sluit af met Spreuke 12 vers 24 wat sê, hardwerkende mense kom in magsposisies, lui mense word dwangarbeiders. Kom ons geniet dit om te werk en ons doen ons bes om bo uit te kom. Loop mooi.